as daar 'n titel is wat ons gaan gee vir die boodskap, dan sal dit wees die jaar wat was. En as ons gaan dink terug aan die jaar wat was, dan kan ons seker wees dat daar 'n geweldige groot hoeveelheid onverwagse dinge is wat plaasgevind het. In ons eie lewe, dan kan ons daaroor besin. En dit is 'n belangrike punt om te maak, want ons het op die 18de Januarie hierdie jaar hier by mekaar gekom, en daar was 'n oproep wat gemaak was. En daai oproep was, diegene wat vra vir die uitstorting van die Heilige Gees om te werk in hulle lewe, sal die opstaan en na vore kom. En vir diegene wat hierso was, sal onthou dat dit was hier gepak van die hoeveelheid mense wat hier gestaan het. Almal wat gesmag het na dit. En dan, soos die geslepe vyand aanklaar wat hy is, dan sal die vyand ons kom vra, en nou, wat het toe gebeur met jou jaar? Hoe was jou jaar nou, wat jy gevra het, dat die Heilige Gees so moet vul vir jou? Word daai skaduwee langer en die stem word grower. Daai skaduwee wat so gegooi word deur 'n persoon, 'n skaduwee van twyfel om te sê, en nou? En as ons moet dink oor die jaar wat was die jaar vir ons? Wat was die mees kenmerkende ding van die jaar vir u? Was dit 'n enkel gebeurtenis wat vir u alles ingekleer het? Alles was beïnvloed deur daai een ding? Was dit 'n aanhoudende probleem wat nie wou regkom nie? Was dit 'n verhouding wat uitmekaar gespat het, of was dit 'n verhouding wat gebou was? Wat was dit, as u een ding moet sê, om die jaar mee op te som, dis dit, wat sal dit wees? Wat sal dit wees? In die teksgedeelte het ons gelees, dat dit sê, ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En ek weet nie of julle ervaring met die goeders dieselfde is as ek nie, is dat die vyand wil dikwels daai kom bevraagteken. Dan kom hy vra, soos wat die kinders nou gehoor het in die kinderverhaal. Slaan jy nog jou vrou? Dis nie 'n vraag wat ek gevra word nie. Die vraag is verkeerd. Maar die vraag word wel gevra, omtrent hierdie teksgedeelte. Is dit wel so, dat alle dinge ten goeie meewerk? Is dit so? Het dit gebeur? Is daar sommige goeders wat eintlik nie onder beheer was van God, sal die vyand ons kom vra. Het dit jou ooit gehelp om te vra vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees? Het God jou gebed ooit beantwoord? Het dit ten goeie meegewerk, of was jy afgetrek daardeur? Het dit jou kom knak? En as mens kyk na wêreldgebeure, dan is dit maklik om te sien van hoe so 'n argument gemaak kan word. Die enorme vulkaanuitbarsting wat plaasgevind het in Indonesië op die 15de Januarie. Daar was weer een in September, as ek reg onthou, in Ethiopië. Daar was een gewees, 'n vulkaanuitbarsting saam met 'n 8.8 grootte aardbewing in die oostelike gedeeltes van Rusland, iewerster in ons winter. En dis nou net natuurverskynsels, behalwe nou die storms wat plaasgevind het in die Filippyne en die grootste storms ooit deur die Karibiese See. En die lewens wat daar verloor is. Het alle dinge ten goeie meegewerk vir daai mense? Het alle dinge ten goeie meegewerk vir die nagenoeg 46.000 mense wat al dood is in die voortsleepende drama in Gaza? Nie net die 46.000 plus mense wat daar dood is nie, maar dan ook die Verenigde State van Amerika, die Verenigde Koninkryk en die Europese state wat oënskynlik munt slaan uit die konflik in Oekraïne.
Almal is besig om vir almal wapens te verkoop en goed, of dit nou is vir Israel, of dit is vir iemand anderster, of dit nou is vir Oekraïne, of dit nou is vir Rusland. Iemand is besig om geld te maak uit hierdie storie uit. 46,000 wat dood is in Gaza, daar 2,3 miljoen mense wat al verplaas is, weggejaag is, haweloos, en ek wil jy herinner is dat die Israeli winter is soortgelyk aan die Kaapsin. En jy wil nie buite slaap, jy wil nie daar onder 'n stuk sinkplaat probeer om vir jou skuiling te kry, as dit so koud en nat en grou en onaangenaam is nie. Maar dit is wat aan die gang is. In Rusland, daar word geskat dat tussen, nou hoor hierdie syfer, dis tussen 400,000 en 1,5 miljoen mense wat al gewond is of hulle lewens verloor het. En toe ek daai syfer lees, toe dink ek, julle meen die 900,000 wat in die middel is julle nie heeltemal oorseker nie? Die chaos wat moet heers as jou syfer so swak is soos daai, maar ons weet wel, daar's ons 13,500 of so burgerlikes, wat dood is in daai konflik. Alle dinge werk ten goeie mee, sal die vyand kom vra. Regtig? Hoe is dit moontlik dat alle dinge ten goeie mee gewerk as die chaos so groot en voortslepend is soos dit? Wat nou van die families, van die mense wat opgestyg het uit Ahmedabad vir vlug Indië, dis Indië vlug 171 op pad na Londen toe. Sommige vir besigheid, sommige om vir familie te gaan kuier of hulle keer terug van waar hulle by hulle gesinne was. En enkele 30 sekondes nadat die vliegtuig opgestyg het, stort hy neer, nie op 'n oop stuk grond nie, maar hy ploeg deur 'n koshuis waarin daar mediese studente woonagtig is. 19, laat ek net my Kaapse aksent reg onthou, 19 mense dood, 60 beseer wat op die grond is. 232 passasiers dood. En die 19 bemanning, 12 bemanningslede, dood. Waar is jou God nou? Sal die vyand kom vra. Alle dinge werk ten goeie mee, regtig. Wat van dit? Een konflik na die ander, dan sal voor ons aandag gebring word. In Suid-Afrika dan is die korrupsie vier hoogtye, en die goeters wat kom uit die kommissies van ondersoek omtrent hierdie is net skreiend. En nou mees onlangs het ons gehoor van 'n man wat gedoen het wat reg is. Hy het opgestaan en kom sê, daar is oortredings wat plaasgevind het en hy was beskerm, getuie D. En getuie D sê van die goed, hy vlek dit oop en hy vertel van die probleme. En getuie D gaan toe dood op verskriklike wyse, doodgeskiet in die inry tot sy huis. Die identiteit was nie so goed beskerm nie, sy naam is eintlik Marius van der Merwe, maar dit is nou net jammer dat hy's nou verby. Een persoon na die ander dan hulle verdwyn net, hoë politieke leiers wat net, wat het nou daar gebeur? Alle dinge werk ten goeie mee, nee. En die subtekst tot die vraag, wat die vyand dan vir ons kom vra, waar is jou God nou? En dan word dit in twyfel getrek, dan sal hy sê, is dit regtig so dat God jou lief het? Dis wat dit sê daar, maar is dit regtig so? En hoe meer van hierdie goed gebeur, dan hoe meer word daar twyfel gesaai. En as ek praat van al die dinge, dan praat ek van dinge wat ver buite ons. Dit raak nie aan ons noodwendigerwys persoonlik, dit vat nie aan ons nie. Maar as ons dink aan kinders wat siek is, wat nie gesond wil word nie. As ons dink aan werksomstandighede wat onseker is en onseker bly. As ons dink aan familiebetrekkinge wat spanning in het en skade gekry het en dit wil nie beter word nie.
Hoe is dit dan dat ons kan sê, alle dinge werk ten goeie mee, vra die vyand vir ons. Maar daar's 'n baie belangrike ding wat ons moet onthou van die lewe. En dit is die bril waarmee ons kyk. Hierdie bril wat ek hier so het, is ouer as my huwelik. Ons is nou 20 jaar getroud. Maar ek het nog steeds dieselfde bril, dieselfde lense, selfde raam. En my huwelik gaan baie langer hou as hierdie bril. Maar alles hy amper op sy einde en hy word aan mekaar gehou met 'n stukkie draad. Sonder hom, dan gaan ek nie een van julle kan herken nie. Ek gaan nie weet wie enigiemand is nie. Ilse, ek gaan weet waar jy sit, want jy het 'n helder kleurige ding aan. Jy het daai oranje, jy het baie mooi oranje top aan. So dit kan mense sien. Dit kan ek sien. Vir die res, ek gaan vir niemand kan identifiseer nie. Glad nie. Ek kan nie weet wie enigiemand is nie. En dan kan ek tot die gevolgtrekking maak dat ek net omring is deur vreemdelinge, want ek erken niemand wat hier is nie. Maar dit sou nie akkuraat wees nie, want ek is hier tussen broers en susters. En op dieselfde manier, ek moet nie my ervaring, my kortsigtige ervaring, dit wat vir my gesê word, die bog wat ek vertel word, moet ek nie bring om te kyk na die woorde wat in die Bybel is nie, want dan gaan ek dit nie reg kan sien nie. As ek hier staan, kan ek niks daarvan lees nie. Maar as ek hierdie opsit, dan sien ek alles, en ek sien almal van julle, en op dieselfde manier, dan is ons veronderstel om die lens van die woord te vat, en te kyk na die wêreld. Ek vat die lens van die woord, en ek kyk na die wêreld, en ek vat nie die lens van die wêreld, en ek kyk na die woord nie. Ek moet deur die regte ding kyk, ek kyk deur die, na die wêreld. Ter illustrasie daarvan, en ek gaan vinnig ietsie net sê omtrent hierdie, voordat ons oorgaan na 'n volgende gedeelte. Wanneer die vyand vir ons op hierdie teksgedeelte sê, ons weet dat vir hulle wat God liefhet, dan sal hy sê, maar kyk, God het nie eintlik vir hulle lief nie, want hierdie slegte goeders gebeur. Dis nie wat dit sê nie. Dis nooit wat dit bedoel het nie. Wat dit sê is, ons weet dat vir diegene wat vir God lief is, dis daai kant om. Want vir wie is God lief? Die ganse wêreld. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ja? Dis wat dit sê. God het vir almal lief, maar nie almal hier het vir God lief, noodwendigerwys nie. Maar vir die wat God lief het, werk alle dinge ten goeie mee. Alle dinge werk ten goeie mee. Alle dinge werk ten goeie mee. Vliegtye wat neerstort, aardbewings, vulkaanuitbarstings, werkloosheid, siekte, rugstekery, skinder, wat dit ook al mag wees. Alle dinge werk ten goeie mee. En op daai punt gaan ek vir Louis vra. Louis het 'n verhaal om te vertel, om hierdie te illustreer. Dankie Louis. Op 5 Maart 2019 ry ek na Appington toe vir 'n uitstalling. Ek het met Houmakers Expo klaargemaak in Johannesburg Sondagmiddag. En ek het Dinsdag 'n uitstalling wat daar begin. So ek het 10:00 Maandag aand gery. Ek ry nie meer in die nag nie, ek wil net vir julle sê. En ek het 1 minuut voor 3 Dinsdagoggend, so 40 kilometer voor Kuruman, toe kom daar 'n ou met 'n bakkie van voor, 'n Ranger bakkie, het hulle vir my gesê, ek het hom nie gesien nie. En hy sleep 'n
beesleepbaar, een van daai dubbelas beesleepbaans met die reëlings op. Gelukkig het hy nie beeste opgehad nie. En hy sê hy het vir beeste uitgeswaai. En toe hy beheer oor die sleepwa verloor, toe die sleepwa so kom, toe slat ek sy bakkie so op die punt, maar ek slaan daai sleepwa kop aan kop. Tot vandag toe onthou ek niks van daai ongeluk nie. En hulle het my by Katoo Hospitaal, het hulle CT-scan gedoen, toe sien hulle, ek het my nek gebreek. Ek het 8 van my ribbes gebreek aan my regterkant. Ek het 'n longbesering gehad hierso, ek het my regter tibula, my regter fibula, my regter enkel gebreek, my regter knie, al die ligamente af. Ek het, hulle het my toe Bloemfontein toe gestuur, want die naaste neurochirurge was daar. Die volgende dag is ek geopereer, gelukkig is ek nie, met die genade van die Here, is ek nie verlam nie. Maar dit het nie vir my goed gelyk daar in Bloemfontein nie. Ek het ventilator aangehad, my suurstofvlakke was 40%, dit moet 90 plus wees. My IBT telling, dis my rooi bloedtelling, was 40, dit moet 400 wees, nadat hulle vir my 3 keer bloed gegee het. Nou jou rooi bloedselle keer dat jy inwendig bloei, en hulle was bang, ek het kopbeserings gehad, dat ek breinbloeding kan kry, of dat ek dalk 'n beroerte kan kry. So hulle was bang daarvoor, so vir my het dit nie baie goed gelyk daar in Bloemfontein nie. Louis de Wilde, Ilse se neef, is 'n dokter in Bloemfontein, en hy het pasiënte daar gehad. En hy het elke dag daar by my kom draai, en dan het hy vir Ilse hulle, weet meer uit 'n mediese oogpunt gesê, wat aangaan met my. En so week en 'n half na die ongeluk, op die donderdag, toe sê hy vir Ilse, as ek oorleef, gaan ek erge orgaanskade hê. As ek oorleef. Dit was die donderdag. Ek het eers 'n week en 'n half na die ongeluk bygekom. Die Vrydag na dit, die volgende dag, toe kom leraar Kim Rou, ek is seker almal ken hom. Hy het my elke dag besoek, ek weet nie daarvan nie, want ek was nie by nie. Maar toe kom hy daaraan, en hy het my weer besoek op die Vrydag, en hy sê vir Ilse, Ilse was daar, Hein, Rosanne en Benita, hy wil my kom seën oor die naweek, kom inseën, kom salf, ekskuus. En ek wys so, en Ilse sê vir hom, leraar Kim, Louis sê nou, nie oor die naweek nie. Vrydagmiddag 3:00, toe kom leraar Kim met Christian Vermaak, hy was 'n ouderling daar in Bloemfontein, en hulle salf my. Nou wil ek net vir julle 'n vers lees, uit Jakobus 5, vers 14. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Nou, ek wil vir leraar Kim baie dankie sê, hy was 'n instrument in die naam van die Here. So die Here het hom gebruik as 'n instrument, soos wat hy die dokters ook gebruik het. Nou, hoe ek die salwing sien is, dit is 'n ernstige pleidooi aan die Here. En daar word vir die Here gevra om in te tree vir iemand, as gevolg van wat 'n oorsaak ook al. So een van 3 goed kan gebeur. Die Here besluit, hy doen niks nie, of hy besluit, hy gaan vir jou intree, maar dalk nie dadelik nie, of hy tree dadelik vir jou in. Maar wat ons moet besef is, dit is alles onderhewig aan sy wil. Hy besluit, dit is maar net 'n ernstige, ons bid ernstig en ons vra vir hom om in te tree. Sabbatoggend, so net voor 9, toe bel een van die susters vir Ilse. Nou die susters het daar nie, ek dink nie hulle het daar gebel voorheen nie, maar hulle het hulle elke dag daar gesien. Sabbatoggend, net na 9, toe hulle daar inloop, toe sit ek regop. Toe is daai ventilator uit.
toe is my suurstofvlakke weer reg wat dit moet wees. My IBT telling is reg. My niere begin weer werk. My long begin reageer op die antibiotika. So 18 ure nadat ek gesalf het, was ek buite gevaar. Nou sê ek vir julle, ek dink die Here het definitief vir my ingetree. En hy het my lewe gespaar. Nou wat ons moet besef is, tydens die ongeluk, ek het 'n dashcam opgehad. Ek het nog nie die moed gehad om daarna te kyk nie. Maar hy het daarna gekyk. En hy sê vir my, ek het gesê, oei, in die volgende oomblik, toe slat ek daai ou. Ek het 1 sekonde gehad. Dis hoeveel tyd ek gehad het. Nou eerstens, voor ek verder gaan, wil ek net vir almal dankie sê. Ons moet besef nie in wat se voorreg ons het om in die Adventiste kerk te behoort nie. Ek het broers op 3 kontinente. Orals is daar gebedsgroepe gestig. Orals is daar mense, orals is daar gebede vir my gedoen. Ek dink daar duisende gebede opgegaan. En elkeen van julle ook wat vir my gebid het, baie dankie. Die Here hoor elke gebed. En ons moet besef, die Here is buite tyd. So hy hoor elke gebed. En hy het alle mag op die hemel en op die aarde. As dit in sy wil is, sal hy optree. Dit is wat ons moet besef. Nou ek wil dankie sê vir almal wat vir my gebid het, en dan Ilse, Hein, Rosaan, Benita, wat na my gekyk het. Baie dankie, sonder julle sou ek dit nie gemaak het nie. Herman, Lizelle, julle het baie gedoen, baie dankie. Oom Steve, julle weet wat julle vir ons gedoen het, ek wil vir julle baie dankie sê, en dan al die ander mense ook, wil ek baie dankie sê. Nou die van julle wat my ken, sal weet, ek vra altyd, goed, nou wat is die punt van hierdie hele, wat ek nou vir julle vertel. Nou hier is die punt wat ek wil maak, so as jy nou geslaap het tot nou toe, moet jy nou wakker word. Ek gaan nou vir julle sê wat die punt is. Nie een van ons hier vandag weet wanneer dit ons tyd is nie. Net die Here weet dit. En daai donderdag het niemand gedink in die hospitaal, ek gaan Vrydag aand oorleef nie. Net een persoon het geweet dat ek dit gaan oorleef. So wat ek vir julle wil sê is, nie een van ons weet wanneer dit jou tyd is nie. Voor jy by daai deur uitloop vandag, maak jou dinge reg met die Here. En nou, veral vir die jong mense, jy doen dit nie vir jou meisie of jou ou, of jou kerel, of jou ma of jou pa, of jy doen dit nie vir jou man of vrou nie, dit is net tussen jou en die Here. So maak jou dinge reg met die Here. Moenie dink, ek het nog tyd, ja, ek wil eers klaar skool maak, of ek wil eers klaar studeer, of ek wil eers trou. Moenie dit doen nie, doen dit nou. Die Here kan nie wag dat jy met hom praat nie. My pa het altyd gesê as hy gepreek het, hy sien in sy geestesoog. Nou ek dink, die Here sit op die punt van sy stoel, en hy kan nie wag dat ons met hom praat nie. En sy deur is altyd oop vir ons. Ek dink ons moet dit onthou. Baie dankie. Geliefdes, nou ek gaan vra. Ons het gesien hoe 'n wonderwerk, nou Louis het vertel hierse van 'n wonderwerk wat plaasgevind het. Herman, jy was daar, jy was 'n getuie. Ek weet jy was in die hospitaalkamer gewees saam met hom en jy het gesien die toestand wat hy in was. 18 ure na gebed, dan hierdie merkwaardige verandering. En wanneer iemand gesalf word, dan is daar die 3 goeders wat sal gebeur. Jy word of dadelik gesond, of jy word oor 'n rukkie gesond, of jy sal in die hiernamaals, dan sal jy genees word. Want die Here het gesê, hy sal genees. Maar die vraag is, wat is, as ons nou sal sê, alle dinge werk ten goeie mee. Wat gaan ons sê in hierdie? Was dit God se plan dat Louis sou vasjaag teen 'n aankomende leeubeestrok teen daai snelheid, daai tyd van die oggend? Nee, dis nie die Here se plan. Daai pyn, die verskriklike ervaring van wat die familie moes deurgegaan het vir dit,
Kry God 'n behaag in iets soos dit? Nee, nie vir 'n enkele oomblik nie. Maar wat het ons geleer? Nommer 1, tyd is min, Louis, jou oproep is baie waar. Ons weet nie wanneer die tyd is nie. Ons is weer eens net besef ons eie sterflikheid. Tweedens, daar is krag in gebed. Daar is 'n God in die hemel wat hierdie gebede hoor en hy verander die lot van mense sonder dat hulle dit verdien, sonder dat hulle iets gedoen het vir dit, maar hy skenk dit, want ons God is groot, genadig en barmhartig. En as ons op enige stadium van die wedstryd hierdie gedagtes kry, nommer 1, hierdie wêreld is nie my tuiste nie. Prys die Here, ek gaan nie altyd hier wees nie. Prys die Here, hierdie is nie die einde van die verhaal nie. Dan is dit goed. As ons tot die besef kom, God self hoor die en hy is my hulp, dan is dit goed. Dan het dit ten goeie meegewerk. As ek tot die besef kom, ek is nie 'n eiland nie en ek kan op broers en susters in die geloof staat maak, dan is dit goed. Die vyand loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind, verongeluk, ontmoedig. Maar die tweede gedeelte na daai sê dat ons met hom teëgaan, standvastig in die geloof. Hom moet julle teëgaan standvastig in die geloof, want ons weet dat alle dinge, vir die wat God lief het, alle dinge ten goeie meewerk, die wat volgens sy besluit geroep is. En 'n vraag omtrent daai, as ons nou gesê, ek het nou klaar gesê, dat daai teksgedeelte praat nie daarvan van God se liefde vir ons nie, dit praat van ons liefde, ons gee gehoor aan wat God gee, en ons laat toe dat sy almag dan werk in ons. Hoe lyk dit wanneer iemand lief is vir God? Wat beteken dit? Dis geen prestasie van ons kant nie, die woord is duidelik. Dit hy wat 'n goeie werk in ons begin het, hy sal dit voltooi. Dit is God wat in ons werk om te wil, sowel as om te werk tot sy welbehaag. Paulus, dieselfde Paulus wat Romeine geskryf het, het Filippense geskryf. Hy doen dit. Maar hoe lyk dit wanneer iemand lief is vir God? Hoe lyk dit? Hulle sit op die punt van hulle stoel om te hoor van wat God vir hulle sê, soos Louis gesê het. Hulle gaan na die Here toe en sê, Here, wat kan ek leer uit hierdie uit? Here, waarmee is u besig? Ek gaan 'n blitsvinnige verhaal vertel. Ek hoor die man se naam was Dani. Hy was in die hospitaal. Hy kom van die Bosveld af. Dis net sy vrou kan vir hom kom kuier. Niemand van kerkgeleerdere is naby aan hom nie. En daar word by hom besoek afgelê en mens kan net instap en jy sien die man is nie gesond nie. Hy's geel. Sy voet is pikswart. En as jou vel geel is, en jou voet is pikswart, en jy is so opgeswel van waterretensie, en jy is op masjiene, en alles maak piep, 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 piep om jou. Al is jy wakker en jy is besig om te praat, is jy nie in 'n goeie plek nie. En daar word vir hom gebid, en die volgende dag sê die dokters vir hom, dis 'n wonderwerk wat plaasgevind het, want ons hoef nie nodig gehad het om jou been af te sit bo die knie, dit was net bo die enkel, dis 'n wonderwerk, en hy is so bly, en uit hierdie man se mond kom die volgende woorde, ek is so dankbaar dat ek hier is. Weet jy, toe ek hier ingekom het, was ek die grootste rasis van almal, maar vandat ek hier ingekom het, ek word net versorg deur die wonderlikste mense, en nie een van hulle het my velkleur nie. Hy getuig van dit. 2 dae later is hy dood. Kon hy ooit loop op die protese wat vir hom voorberei was? Nee.
Kon hy ooit teruggaan na sy familie toe? Nee. Kon hy sien hoe sy kleinkinders groot word? Nee. Kon hy nog 'n somer sien? Nee. Gaan hy veilig wees in die hiernamaals, omdat hy vrede in sy hart gemaak het met God? Ja. Daarom, alle dinge werk ten goeie mee. Alle dinge, altyd. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Hierdie volgende verse is geweldig belangrik vir almal wat nog steeds in die middel van 'n stryd is. Wie is nog in die middel van 'n stryd? Wie het al gedink dat, o goeieste, daar gaan eintlik niks goeds kom van hierdie ding nie? Ek is seker iewers er is iemand wat al gedink het. Ek weet nou nie so mooi of hierdie gaan uitwerk nie. Hierdie volgende woorde is geskryf vir elkeen van ons, vir wie die vyand al kom lieg het, vir die vyand al hierdie valse vrae kom sê het, vir ons 'n rad voor die ore kom draai het. Hoor hierdie. In al hierdie dinge, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, benoudheid, vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Die antwoord niks daarvan nie. Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd, vir u omstandighede, vir elkeen se omstandighede, ek is versekerd, want dit is 'n bewese saak. Ek is versekerd, want die hele Bybel getuig daarvan. Ek is versekerd daarvan, want die Heilige Gees praat met ons in ons harte. Ek is versekerd, want die Here het vir ons beloof, niks sal ons ooit uit sy hand uit ontbreek nie. Ons naam is in sy handpalms geskrywe. Hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Geen dood of lewe, of werkloosheid, of siekte, of afknouery, of engele, of owerhede, of korrupsie, of sameswering, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here is nie. Amen.